daar by iemand eet en hy sien hier's baie hot, warm kosse vanaand en hulle vra hom toe ook om te bid en hy sê toe net, ag Here, dankie vir die kos, maar ek vra net vandag dat jy ons almal se ingange en uitgange bewaar. Ja, jy moet maar daai gebed bid, hoor. Dit is 'n voorreg om saam met al ons kosbare mense te wees. Ek lees gou vir jou hierdie grappie wat iemand vanoggend vir my gestuur het. 'n Pastoor gaan na die tandarts want hy het vreeslik ongemak met sy valstande en hy kry toe 'n nuwe stel en dit maak hom verskriklik seer. En die eerste Sondag nadat hierdie nuwe stel toe nou ingesit is, toe praat hy byna niks. Die tweede Sondag nadat hy hierdie stel valstande ingekry het, toe praat hy vir 5 minute. Maar die derde Sondag, toe praat hy so lank en hy kry net nie klaar nie. En die mense wonder toe wat gaan aan. Hulle het gedink, wow, hy ontvang wonderbaarlike genesing nou van hierdie seer wat hy vir so lank gehad het. En hy sê toe nou na die tyd, hy moet bieg. Hy was baie haastig vanmôre gewees en hy het per ongeluk sy vrou se valstande ingesit. Hou jou eie valstande, jong. God se beloftes. 'n wonderlike, opwindende nuwe reeks wat ek gaan bedien die hele maand van November. As jy Woensdag aand op ons uitsending was, geluister het, so jy hoor ons het begin praat daaroor. Amper 'n jaar gelede, op die 31ste Desember, die laaste dag net voor ek die nuwe jaar woord moet bedien, toe droom ek in die oggendure. Gebeur baie gereeld waar die Here met my praat deur drome en vir my voor die tyd iets wys wat presies so in vervulling kom. En ek droom, ek stoot 'n waantjie, 'n trolley. En dit was so werklik, so kragtig. Ek stoot hierdie trolley en die volgende oomblik kom hier 'n hand sonder dat ek die figuur kan sien. 'n Hand en ek weet dis die hand van die Here. En hierdie hand begin groceries in my trolley inlaai. En die Here sê vir my mense, ek sal vir hulle voorsien, selfs in moeilike tye. En die Here sê vir my, maak hierdie jaar se tema die jaar van belofte. En daarom gaan ons die hele November net wy aan God se beloftes. En ek wil almal motiveer om vas te hou aan die Here se beloftes. Ek voel net om vir iemand te profeteer, daar's van julle wat wonderlike woorde al gekry het deur die jare, profetiese woorde, skrifte uit die Bybel. En jy het dit vergeet omdat jy moedeloos begin raak het. Dit lê nou dormant daar binne in jou. En die Heilige Gees wil hê jy moet dit weer opwek, kom aan, opvlam. En ons gaan baie praat hieroor. Jy gaan die Here weer moet herinner aan sy beloftes. Ek sal later in hierdie reeks meer daaroor sê. God het nie verander nie, die Bybel sê hy is dieselfde gister, vandag en tot in al die ewigheid. En ek wil die kerk inspireer vanmôre en ek wil vir jou sê, hy het nie vergeet van sy beloftes nie. Maar miskien het jy vergeet. En ek wil vir jou vra, hoeveel beloftes ken jy uit jou hart uit? As ek vanmôre vir jou moet vra, staan op, sonder Google, sonder chat, daai ene, en jy staan op, en jy begin vir my beloftes quoteer, sê waar dit staan, en jy quoteer dit, uit jou hart uit.
Ek wil dit in liefde sê, as jou pastoor, jy gaan verbaas wees hoe min mense ken beloftes uit hulle hart uit. So gereeld doen ek dit, dan bid ek net skrif. Ek kyk vir hoe lank kan ek net skrif, net beloftes opsê en bid. En wanneer ons God se woord bid, dan moet jy onthou, jy bid sy wil. So my gebed is dat die Here almal se trolley elke dag, elke week en elke jaar sal volhou met sy seëninge. Ons gaan deur 'n uitdagende tyd kom dat ek net reël met almal wees. Ek hou nie van valsheid nie, ek hou nie van aansit nie. Maar ek wil vanmôre vir jou woord bring en ek gaan vir myself ook preek en ons gaan vir die Here sê, Here, ons gaan nie vertrou met alles wat in ons is. Die duiwel is 'n leienaar. Hy wil vir jou laat glo, die Here het jou vergeet en God het vergeet van sy beloftes. Ek sê nou vir jou, daai beloftes gaan in vervulling kom. Ons draai na iemand toe en sê, mag jou trolley oorloop, kom, oorloop. So, jy kan vanmôre sê, Here, dankie vir die hand in my lewe, dankie vir die hand op my lewe. Ek dink nie ons moet te veel vra hoe nie, ons moet net sê, dankie Here, ons glo. 2 Korintiërs 1:20 asseblief, ek wil jy moet op die bord volg. Ek gaan vanmôre vir jou hierdie skrif oopmaak, soos jy hom nog nooit gehoor het nie. Met die salwing wat op my lewe is, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God, kyk mooi, deur ons. Nou wil ek jy ons moet hom almal hardop saam lees, gereed lees, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Elke keer wanneer, kyk mooi wat het ek om hierdie reeks getitel, God se beloftes, nie mense beloftes. Ek weet nie van jou nie, maar in baie jare van bediening kan ek vir jou sê, ek het baie mense gesien kom en gaan wat beloftes gemaak het en dit nooit nagekom het. Daarom vergewe ons baie gou. Maar God is nie so nie. Baie interessant, mense vra hoeveel beloftes is daar in die Bybel? Daar's definitief meer as 7000 beloftes in die skrif. En ek wil weer vra, hoeveel ken jy? 7000 beloftes, hoeveel kan jy opsê? Die woord is so 'n magtige wapen, want baie keer het jy nie jou foon of 'n fisiese Bybel by jou nie, maar dan moet jy die woord in jou hart hê. Sê iets gebeur met jou, dan moet jy die woord kan bid enige plek, enige tyd. Is jy met my? Ek dink ons moet baie meer moeite doen om die beloftes van God te begin memoriseer. Ons spandeer baie tyd, kom nou, met baie dinge. Hoekom kan ons nie meer tyd spandeer met die woord lees, die woord luister, die woord memoriseer nie? Hy sê, maak nou nie saak hoeveel beloftes daar is nie, ek sê nou vir jou, daar is meer as 7000. Hy sê, maar in Christus is hulle ja en amen. En dan hierdie is baie mooi, party vergeet hierdie laaste gedeelte. Hy sê, dit is tot heerlikheid van God. Dit bring hom eer, dit bring hom lof, dit bring hom al die dank en aanbidding deur ons wanneer sy beloftes in vervulling kom. Kom aan, dis so goed soos jy beloof vir jou kind iets, hoor gou mooi is die. En op die regte tyd, dan doen jy mos wat jy gesê het, as jy 'n goeie pa en ma is, anders moet jy nie beloof nie. Daar's nou baie skrifte wat ek kan gee, maar ek dink nou net aan Prediker 5. Hy sê, is beter dat jy niks sê nie, dat jy nie beloof, as dat jy beloof en dit nie nakom nie. Hy sê, God word kwaad vir dit. Hy sê, want so mens lieg. Hy sê, bring oor homself allerhande probleme, sonde, skuld, siekte. Baie mense wat vinnig beloof en dan kom hulle dit nie na nie. Prediker 5 sê, jy moenie dit doen nie, is baie gevaarlik. Maar dink aan 'n goeie pa en ma, ons het dit almal al gedoen en ons doen dit steeds. En ons doen dit met mekaar.
ook in ons huwelik, en ons beloof graag iets, en wanneer die tyd reg is, dan kom daai belofte in vervulling, dan seën jy daai persoon met dit wat jy beloof het, en weet jy wat, daai persoon ontvang dit dan met danksegging, met blydskap, met vreugde, en dit doen iets vir jou. Kom aan, as 'n pa en 'n ma doen dit vir jou iets, wanneer jy sien hoe opgewonde is daai kleintjie. Hoeveel van julle kan onthou toe jy self klein was, ek weet dit is lank terug, maar toe jou kinders dalk klein was, en jy so opgewonde was oor 'n geskenkie by Kersfees, of jou verjaarsdag, daai opgewondenheid, nou sê die skrif, elke keer wanneer hierdie beloftes in vervulling kom, is dit tot heerlikheid van God deur ons. Ek wil hê jy moet dit hoor. Elke keer wanneer daai getuienis deurkom, kry God al die eer. Hy kry al die lof. Hy kry al die dank. Die NIV sê, kyk hoe mooi is hierdie, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him the amen is spoken by us to the glory of God. Hoor gou wat sê die Passion. For all of God's promises find the yes of fulfillment in him. It is in Jesus. And as his yes and our amen ascend to God, we bring him glory. Ek wil vanmôre vir jou net so 'n paar wonderlike openbarings gee hieroor. En dit is dat, skryf hierdie neer of neem 'n foto, Jesus is God se ja, hoor gou hier. Jesus is die hemel se ja. Draai gaan na iemand toe en sê, God het klaar vir jou ja gesê, klaar. Ek dink ons moet vanmôre verstaan dat ons nie bedelaars is nie. Ek dink ons moet vanmôre net verstaan dat ons almal seuns en dogters van God is. En as jy dan so graag vir jou kind iets beloof, as jy dan so graag vir jou kind 'n geskenk gee, of vir jou man 'n chocolate koop, of biltong, of wat ook al, hy of sy van nou, en jy vind vreugde daarin, hoeveel te meer hy? Tot heerlikheid, kyk mooi, deur ons. Ek voel tog net om vir iemand te sê, jy moenie dink dis heilig om arm te wees nie. Moenie dink dis heilig om siek te wees nie. Want die vyand wil mense so laat glo, dat voorspoed nie van die Here is nie. Daar's ouens wat so die klits kwyt is, en hulle vegpredikers, wat voorspoed preek. Nou, as ons oor beloftes praat, is dit niks anders as deel van God se voorspoed vir ons. Wanneer sy beloftes in vervulling kom, dan word hy verheerlik. Hy ontvang die heerlikheid. Is dit nie mooi nie? So ek wil vanmôre vir jou sê, jy mag maar geseënd wees. Jesus is God se ja. Laat dit baie duidelik wees, daar is geen ander manier om tot God te kom, God die Vader, behalwe deur Jesus nie. Ek wil dit baie duidelik stel. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is nie 'n paar paaie hemel toe nie. Party dink Boeddha is een van hulle. Jy moet werklik gerook wees om jou eie beeld te maak. En dan sê jy, this is God. Ons het dit hoeveel keer gesien in Dubai, ek was hoeveel keer daar, voor mense se huise, hulle maak hulle eie Boeddha beelde. En dan aanbid hulle hierdie beelde. Ons aanbid 'n lewende God, kom aan, sy naam is Jesus Christus, Here, Koning. Daar's nie 'n paar paaie nie, Mohammed is nie 'n pad na die hemel nie. Hallo, kom help my asseblief. Boeddha is nie 'n pad hemel toe nie, Krishna is nie 'n pad hemel toe nie. Dis dooie gode. Confucius is nie 'n pad hemel toe nie, he's still confused. Daar's net een pad hemel toe en dis Jesus Christus. Nou sê die apostel hier, daar's eintlik net een manier hoe die beloftes in vervulling gaan kom en dis in Christus. Met ander woorde, buite Christus
is dit 'n nee. Ek hoop jy hoor dit. Kan ek dit so verduidelik? God die Vader sien jou slegs raak wanneer jy in Christus is. Want Christus is sy ja, sy beloftes. Ek wil vir elkeen van ons sê, hy het ja gesê. Hoe? Deur die prys te betaal aan die kruis. Hy het ja gesê. Ek wil jou herinner hieraan, toe God die Vader sy beste, die hemelse beste gegee het, toe sê hy ja. As vanmôre ja vir ons almal se redding, kom lig jou hand net so 'n bietjie en sê dankie Here. Daar's 'n ja vir jou genesing. Glo julle dit? Daar's 'n ja vir jou voorsiening. Daar's 'n ja vir jou beskerming. Kom aan, daar's 'n ja vir goedheid en guns op jou lewe. Daar's 'n ja vir elke belofte. Hy het klaar ja gesê. Weet jy waar kom die probleem in? By ons wat dit nie aanvaar nie. As ek sê ons, dan klink dit sagter. Mense wat dit nie glo nie, soos ek nou net verduidelik het. Nee, ons glo nie in voorspoed nie. Maar bly dan so arm as wat jy wil. Hoekom gaan jy bankbestuurder toe? Nee, pastoor, ek het 'n lening nodig, wil 'n huis koop. Maar jy glo nie in voorspoed nie. Mense wat sê ons glo nie in goddelike genesing nie, maar dieselfde mense gaan dokter toe. Hoekom gaan jy dokter toe? Bly by die huis en gaan dood. Nou raak dit heerlik hierso. Sien? Sien jy wat doen die gees van godsdiens? Hy maak jou blind. God se ja is Jesus. Jesus het klaar ja gesê deurdat hy sy lewe gegee het aan die kruis. Hoor hierdie openbaring. Daar's slegs vervulling in hom. Hy sê, maak nou nie saak hoeveel beloftes daar is nie. Ek sê nou vir jou, meer as 7000, maar die vervulling is slegs in Christus. Hy het sy lewe gegee, sy bloed was uitgestort. Hoekom? Sodat ons gered kan word. Verlos kan word. Kom aan, praat saam met my. Gesond kan wees. Voorsiening kan geniet. Goddelike beskerming kan geniet. Selfs in uitdagende tye gaan hy, kom aan, ons trollies vul met sy goedheid en guns. Nou is dit baie mooi. Hy sê, God het ja gesê. Kom, laat ek die brood vir jou breek. Hy het ja gesê, hoe? Aan die kruis. Jy hoef nie te wonder oor sy ja nie, dis klaar gedoen. Jesus het uitgeroep en gesê, dit is volbring. It is finished. So as jy nou byvoorbeeld bid, ag Here asseblief, as U my wil red, Here asseblief, as U my wil red, dis ongeloof. God het klaar ja gesê, deur Christus te stuur, die grootste prys te betaal aan die kruis. Die belofte is joune, al wat jy moet doen is, jy moet dit jou eie maak. En hoor hoe mooi sê hy dit. Ons sê amen. Kyk mooi wat ek vir jou hier deurgee. Amen beteken, laat dit so wees. So kyk nou, ek kan hom so lees. Kyk gou hier. Hoor gou hierdie openbaring. Daar's oor die 7000 beloftes, hoor Henry Wilson se vertaling, kyk gou hier. Daar's oor die 7000 beloftes van God. God het klaar ja gesê in Jesus, dis sy ja. Ons moet nou saam met hom stem en dit ons eie maak deurdat ons amen sê en daardeur word hy verheerlik wanneer sy beloftes in vervulling kom. Dis dit. Amen beteken laat dit so wees. Met ander woorde, God sê ja, hoe? Deur Christus. Buite hom, kyk gou hier, is alles nee. Buite Christus is daar nie vrede nie. Buite Christus is daar nie voorspoed nie. Buite Christus is daar nie goddelike genesing nie. Hy is dan die geneesheer. Buite Christus is daar nie voorspoed nie. Buite Christus sien God jou nie raak nie. Jesus is God se ja. As jy in Christus is, dan sien die Vader jou raak.
Want Jesus is sy oogappel. Ons gebruik graag die woord en sê, ons is oogappels. Nee, hy is die oogappel. Maar in hom word ons ook oogappels. Is julle met my? Hy is die blue eye boy. Ag, maar nou nie vir my briefie skryf en sê uiteindelik bruin oë nie. Ek probeer vir jou iets verduidelik. Hy is die gunsteling. Hy is God se ja. Hy is die hemelse juweel. As jy in Christus is, word jy ook 'n seun. As jy in Christus is, word jy ook 'n kind van God. As jy in Christus is, word jy ook 'n oogappel. As jy in Christus is, word jy ook 'n begunstigde. As jy in Christus is, word jy ook 'n gesalfde. Buite hom is dit nee. Buite hom gaan mense hel toe. Jy kan slegs hemel toe gaan in Christus. Ek wil jou waarsku en ek wil vir jou sê, in hierdie laaste van dae gaan jy snaakse goed sien. Jy sal sien hoe daar vermengery kom soos nog nooit. Ek praat nie net van trouery nie. Ek praat van mense wat die ware evangelie gaan verloon. Mense wat goed gaan sê soos, luister mooi, daar's baie paaie hemel toe. Christendom is nie die enigste weg nie, die Bybel is nie die enigste boek nie. Daar's reeds sulke bewegings soos Christenlam, het jy al van dit gehoor? Christlam. Waar Christene en Islam saamkom. In die laaste vandag gaan ons baie dinge sien. Ek wil jou mooi vra, hardloop na Jesus toe. Lig jou hande en sê, Here, help my, help my, help my. Verleiding gaan al hoe meer word. Moet asseblief nie dink jy's beter as enigiemand anders nie. Luister gou, as ek jou vra om iets te doen, is dit met 'n rede. Bly nederig. As jy nie onder die woord gaan bly nie, luister wat jou pastoor vir jou sê en vir jou profeteer, gaan die wêreld jou insluk. In die laaste van dae, ek het al so baie daaroor bedien, sê die skrif, sal mense al hoe meer liefhebbers van genot word as God. Vir baie is kerk nie meer 'n prioriteit nie, is vir hulle bysaak. Mense kyk hoe kan hulle kerk inpas by hulle program, terwyl kerk en die Here vir jou prioriteit moet wees. God se beloftes, is dit nie mooi nie? Hy sê ja, hoe? Deur Christus. Deur dit wat hy klaar aan die kruis gedoen het, en ons sê, ons glo dit, ons ontvang dit, ons sê amen. Kan almal sê amen. Nou gee ek nog vir jou 'n skrif dat jy kan sien, dis Bybels om amen te sê. Ek lees die Passion net nog eenmaal. For all of God's promises find the yes of fulfillment in Him, in Jesus. And as His yes and our amen, it means we come in agreement with Him. Sê gou vir jou langs jou, jy gaan dit nou kry. Nou. Jy gaan dit nou kry. Sê saam met my, sê Jesus is my ja vir elke belofte. Stem julle saam met my? Kom aan, dis die woord. Ek gaan nou iets sê, ek gaan net 'n paar beloftes net uitroep, maar net kort opsommend, dan skree julle ja. Is dit reg? Redding. Ja. Hoor gou mooi hierdie, wat die Here vir my oopgemaak het. Ek bring nie vir jou Google preek nie. Ek wag op die Here vir openbaringskennis. Genesing. Sien? Verlossing. Ja. Nou as jy nog vra, is dit U wil, Here, o of a, wat? Dis ongeloof. Die ja's klaar aan die kruis. God se voorsiening vir jou is ja. God se beskerming vir jou is ja.
Jy moet dit vat en sê, amen. Ek stem saam met u, Here. Ek stem saam met die woord. Here, ek stem saam met u beloftes. Kom aan. Kom, ek roep nog 'n paar uit. Julle moet almal hard skree. Kyk gou hierso. Wat van 'n lang geseënde lewe? Ja. Is dit wat die Bybel sê? Dis nie 'n opinie nie. Wat van goedheid en guns? Ja. Sien. Maar wat doen die godsdienstgees? Hy laat jou twyfel. Kom aan. Dis hy wat sê, man, jy sê hierdie ouens praat dan snaakse goede. Kom, ek roep nog so 'n paar uit. Wonderwerke. Ja. Weet jy wat sê gereformeerde teologie? Daar's 'n streep getrek. Daar's verby. Ja. Is jy mal? Kom net by, as jy weer kom net by. God se woord het nie verander nie. Nou, ek gaan nou iets uitroep, jy bly by die ja, en jy moet hard praat. Van julle, jy sê jy's 'n introvert, geef vir my 'n lekker ja introvert, okay. God se woord is steeds die waarheid. Ja. Ek wil hê met die openbaring kry. Daar's 7000 beloftes. Maar die meeste Christene maak nie baie daarvan. Maar tog beloof ons vir mekaar goed. Jy sê vir jou kind, Kersfees kry jy dit en dat. Jy beloof jou man, jy gaan vir hom jelly en roomys maak. Dis nou nie vir my nie. Jy moet werklik desperaat wees om jelly te eet, nee. Ek sien hulle eet dit in die hospitaal ook. Geniet julle die woord van die Here. Okay, kyk gou hier. Jou eie goeie man. Nee, almal moet saam praat. Hier's nou party, hulle is nou verward, ek het klaar man. Dis net 'n belofte vir hulle wat nog net jou eie goeie vrou. Ja. Kinders. Ja. Wat van herlewing in Suid-Afrika? Ja. Die ja is klaar gesê deur God. Maak vir jou die woord oop. Jy kan nie nog, ag Here, as u wil, want ons bid so. Ongeloof. Nee, ek weet nou nie of die Here my gesond wil hê nie. So jy verstaan nie die ja wat aan die kruis gebeur het nie. Kom, ek staan stil net by hierdie een skrif. So kan jy uitbrei. OK. Ek gaan nog een uitroep, 'n baie mooi. Die seën van die Here. Ja. Nou, hoekom twyfel jy? Hoekom amen jy nie op dit nie? So wat hy sê is, die ja's in Christus, dis klaar uit vir ons. Slegs in Christus. Dis hoekom, jy kan slegs die beloftes jou eie maak, en dit claim, en dit roep, en dit bid, en ons gaan nie oor praat, en dit praat, as jy in Christus is. Want hierdie beloftes, kyk mooi, is nie vir iemand buite Christus nie. Jy moet eers gered word. En as jy kind van God word, dan ontvang jy, kom aan, al die blessings ook. Want anders kan mense mos nou doen en maak en sê net wat hulle wil. Enige ou kan mos nou maar net, ons quoteer maar net die Bybel. Party glo nie eens in die Here, maar almal gaan net hemel toe. Veral wanneer dit kom by die hel, glo baie nie meer in die hel nie. Ek sluit af. Wat ons doen wanneer ons amen sê, ons stem saam. Ons sê, laat dit so wees. Elke keer as jy klaar gebid het, wat doen jy? Jy sê, hoekom sê jy amen? Jy sê, dit wat jy nou gevra en gebid het, Vader, laat dit so wees. As ons praat oor al hierdie duisende beloftes, dan sê ons nou vir hom, dankie vir u ja, dankie Here dat u dit moontlik gemaak het deur die kruis, deur die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, is volmaak, is volbring. Ons sê amen daarop. Ons twyfel nie, Here, ons sê laat dit so wees. Nou, ek wil hê ons moet gou iets doen. Ek het dit gesien in die gees terwyl ek bid. Ek wil hê jy moet na iemand toe draai
En dan sê jy vir daai persoon, daar's 'n groot ja vir jou. En dan antwoord jy met amen. En dan vice versa. Let's go. Kom. Daar's 'n groot ja vir jou. Amen. Nou sê die ander ou dit weer. Kom aan, nou draai jy. Nou raak dit heerlik hierso. Ja, salwing is hier op my. Sit jou hand op jouself. Sê ek mag maar geseënd wees. En van julle glo dit nie. Want miskien het jy ander goede gehoor wat nie die waarheid was. Elke belofte is ja en amen. Tot, kan ek 'n ander woord gebruik, tot verheerliking van hom. Maak vir die woord oop. Tot heerlikheid, dat beteken tot verheerliking van hom. Net soos jy as pa lekker voel wanneer jy jou belofte nagekom het en jy sien hy kleintjie geniet die blessing, want net jy kon dit vir hom of haar moontlik maak. So sê die Here, ek is jou God, ek is jou bron, ek is jou voorsiener en ek sal elke belofte in vervulling bring. My woord is die waarheid. Dis ja en amen. En vanmôre sê ons vir die duiwel, jy's 'n leienaar, ons glo die woord van die Here. Right, ek gaan iets sê en dan antwoord jy, amen, is dit reg so? Daar's 'n groot ja vir jou, kom aan. Amen. Jy sê, laat dit so wees. Draai na iemand toe en dan antwoord jy die ander persoon, ek sê, mag jy lank lewe, kom aan. Jy moet amen sê daarop. Welkom in die Heilige Gees se klas. Mag jy gesond wees. Sien, nou sê jy verstaan waar kom amens vandaan. Reg deur die Bybel. Maar daar het soveel mensgemaakte goed ingekom wat mense begin glo wat nie skrif is nie. Mense dink, jy weet, van die Pinksterans wat aan die brand is vir die Here is weird. Hulle het gedink Jesus is ook weird. Glo my vry. Hulle het gedink die eerste kerk is ook weird. Die Bybel sê hulle het gedink hulle is dronk. Hulle het hulle gespot. Van julle kort, nie daai ander wyn waarvan die Here jou verlos het nie, maar die nuwe Heilige Gees wyn. Sê vrou langs jou, mag jy weer 'n bietjie bly raak, jong. Jy 'n bietjie vreugde kry. Lama sankai. Ek voel net om 'n paar goed hier uit te roep oor jou, soos wat die Here my wys. Die seën van die Here. So wat moes jy nou sê? Amen. Ek gaan nog eenmaal lees, ek moet klaar maak. Elke belofte is ja en amen. Die ja is van hom af, die amen is van ons af. Ons sê, ons ontvang dit, hoe? In geloof. Ek is gebore om te preek. Ons sê, laat dit so wees. Maar as ek vir jou al die mooiste goed sê, dis so goed, ek profeteer vir jare, elke dag, en ek gee vir die wonderlikste, akkuraatste woord, mense, ek glo dit nie. Nee, dankie. Nee, ek hou nie van die goed. Ja, sulke mense. Ek was net in die week by die hospitaal, vir hoeveel mense gebid. Ek vra vir een, want ek bid vir almal waar kom. Kan ek vir jou bid? Nee. Hy begin hardop dalk, ek gedink hy manifesteer, hy sê, ek is 'n dopper. Ek sê, wat? Wat dit ook al is, ek sê, het gaan nie oor jy moet 'n dopper wees nie, jy moet 'n kind van God word. Anyway, hy het net geloop. En ek dink, ja, God het jou besoek, en jy sê, nee. God se guns oor jou. Amen. Julle het dit. Van julle gaan dit nog kry. Goeie gesondheid. Dis klaar, ja, dis die woord. Dis nie 'n opinie nie, dis nie miskien nie, terwyl ek voorberei, sit net vir ons daai op, ek sê hier, nie as nie, maar wanneer. Lig jou aan en sê, nie as nie, maar wanneer.
Wanneer wat? Elke belofte in vervulling gaan kom vir my lewe. Kom ek help jou gou. Mag al jou kinders gered word. Sien, die ja is klaar in Christus. Jy gaan nooit hierdie woord vergeet. As jy weer bid, kom jy nie soos 'n bedelaar nie. Jy sê, Vader, ek is in Christus. Jy het klaar ja gesê vir my. Ek het U aangeneem. En dit beteken dat U woord, U beloftes ook myne is. Nou sien hy nie net iemand buite nie. Hy sien 'n seun en 'n dogter. Hy sien 'n oogappel. Labasakabataya. Hy sien 'n koningskind, bloedgewas. Want buite Christus sien God jou nie raak nie. Jy moet hom eers aanneem, dan word jy 'n kind van God. Jy sien, die kerk kan jou nie aanneem en red nie. Soveel is verkeerd geleer. Jy kan nie 'n toetsie gaan skryf en nou neem die kerk jou aan en nou dink jy jy's 'n Christen nie. Nee, die Bybel sê, jy moet hom aanneem. Dan gee hy vir jou die mag, kykie, om 'n kind van God te word. Geestelike groei vir almal. Sien, die ja is klaar uit, maar baie van julle, kan ek het so verduidelik, ken nie al die ja's nie, want jy ken nie die skrif nie. Jy moet hierdie woord en teaching wat hier uitgaan, verslind. Die ja is klaar uit. Ons moet nou sê, ons stem saam. Ons sê amen op God se ja. Wie is sy ja? Jesus Christus. Kom lig jou hande en sê net, Here, daar's niemand soos U nie. Kom aan, loof hom. Kom aan, prys hom. Daar's niemand soos U nie, Here. Ek sluit af met hierdie skrif. Numeri 23:19. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sien, jy kon nou gesê het amen. Die ja van God se kant af. Die belofte van sy kant af. Elke belofte is sy ja. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sien, memoriseer dit. Hy sê 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Ek kry baie sulke ouens. My vrou kan jou vertel. Die gedagtes verander heeltyd. Mense wat vandag vir jou ja sê, môre is dit nee. Kom ons los dit. Ek wil vandag vir jou sê, God se ja is ja. En sy nee is nee. Hy sê, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Lig jou hande, dan sluit ek af. Vader, dankie vir die ja in Christus. Ons sê amen op U ja. Ons sê amen op U woord. Ons sê amen op elke belofte. Vader, ons sê dankie vir die hemelse beste, vir U beste, vir Jesus. En ons sê, laat dit so wees. Die volbragte werk, ja. Die voltooide werk aan die kruis. Maak ons nou ons eie en ons sê, amen. Laat dit so wees. Kom aan kerk, juig so 'n bietjie. Laat dit so wees. Amen.